Vandag, die laaste eerste Sondag van die maand in 2025, naamlik die 7de Desember. Vandag gaan ons weer bietjie kyk na die nagmaal. En ek wil graag stilstaan by 4 werkwoorde: glo, eet, drink en lewe. Nou, om hierdie aspek te verduidelik, wil ek bietjie teruggaan na 'n voorval in 'n gesprek, 'n lering wat die Here Jesus gegee het voordat hy die nagmaal ingestel het. Dit volg op 'n probleem wat die Jode gehad het oor wie Jesus nou eintlik was. En nou lees ons sy antwoord. En hierdie antwoord spreek tot vandag tot die mens. Want daar staan die volgende, en dit is 'n tamelike lywige gedeelte, en ek sal so hier en daar 'n bietjie stil staan. In Johannes 6 vers 47 tot vers 58. Die Here Jesus lei dit in met die woorde: dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Dit is baie duidelik dat hierdie gesprek se waarde eintlik niks werd is vir iemand wat nie bereid is om in Jesus te glo nie. Maar dat die persoon wat glo, gaan baat vind daarby. Trouwens, ewige baat vind in die feit dat hy vir ewig sal lewe. En nou verduidelik die Here Jesus hoe dit kan gebeur. Hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Nou onmiddellik het sy gehoor 'n probleem gehad. Wat bedoel hy hiermee? En om hulle te help om te verstaan, neem hy hulle na die geskiedenis en hy sê daarvan vers 49 af, julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Met ander woorde, daar was vir hulle brood voorsien, maar wat maar net vir 'n tydperk gehelp het. Maar, sê hy, hier, en ek dink hy verwys na homself, hy wil sê hier is ek, hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. In teenstelling met die manna wat hulle in die woestyn gehad het, kom hier brood uit die hemel in die persoon van Jesus. Nou ek glo, die gehoor het al hoe minder begin verstaan wat hy bedoel. Hulle dalk al hoe meer getwyfel oor wat dit eintlik beteken. Hy sê verder, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. Hy herhaal eintlik iets wat hy reeds gesê het. En nou kom hy en hy sê, en die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Nou dit was 'n baie kontroversiële uitspraak van die Here. Hoe werk dit? Hoe kan dit in die praktyk werk? Hoe kan ons sy liggaam eet? En ons verstaan, die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie. Nou hier kom 'n ander faset by. Behalwe dat hulle moes glo, dat hulle moes eet, is dit ook nodig dat hy vir hulle sê, julle sal ook moet drink. En wat? Sy bloed. En as julle dit nie doen nie, het julle nie die lewe in julle nie. Want wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. En om hierdie saak net verder te beklemtoon, sê hy in vers 55, my liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe,
so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Is weer eintlik sê hy dit reeds, wat hy reeds gesê het, herhaal hy nou. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Nou, ons verstaan hierdie gedeelte dalk beter, as wat die mense wat daar was, toe hy dit gesê het, dit verstaan het. Want ons kyk terug, en ons sien wat die Here Jesus gedoen het, terwyl hy saam met sy disippels aan tafel was, op die Pasga gevier het, toe hy die brood geneem het, dit gebreek het, en vir hulle dit laat eet het, en toe hy vir hulle die beker gee, en sê, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond. Toe kom hierdie gesprek, hierdie lering wat hy daar gegee het, eintlik in verwesenliking. Nou verstaan ons, en die mense wat saam met hom was maar die paar disippels. Die ander moes later eers verneem van wat Jesus eintlik bedoel het. Trouwens, hulle moes wag vir die kruisdood van die Here. Daar waar sy liggaam toe werklik gebreek is en sy bloed gevloei het. En nou kan ons verstaan wat dit beteken om te eet en te drink. Maar nou weet ons ook, dit is baie meer as die broodjie wat ons by die nagmaal kry, of die bietjie wyn wat ons by die nagmaal kry. Dit gaan oor baie meer as dit, en dit is wat Jesus eintlik hier probeer sê het. Hy sê, ek gee lewe. Niemand anders kan die lewe gee soos ek nie. En ons kan nie lewe gee, verkry, deur te hoop ons gaan van hom geëet kry nie. Dit het nooit gebeur nie. Nee, wat hy wel gedoen het, was om te sê, glo in my. Glo wie ek is. En eet en drink my. Met ander woorde, maak my deel van jou sisteem, van jou menswees. En jy sal ewig lewe. So, wat 'n voorreg het ons vandag om te kan sê, ek glo, Here. En daarom eet en drink ek u, deur u in my gees op te neem, want ek weet nou, ek lewe vir ewig. Dit is wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Dis waarom daar die geleentheid is om die nagmaal te vier, om te onthou, ek moet hom eet, ek moet hom drink, ek moet in hom glo, en ewig lewe. Kom ons doen dit, elke keer wanneer ons die geleentheid het, om saam te eet en te drink. Ek wil sê, vir my is dit nie 'n probleem, as ons as gesin saamkom om te eet en te drink, om ook hierdie gedagte van die Here te onthou. Al is ek nou besig om fisiese kos te eet, en ek dit nodig het om te asem te haal, om te lewe, om dinge te doen, het ek eintlik die ewige lewe nodig, wat ek kry deur Jesus Christus te eet en te drink. Kom ons doen dit met groot dankbaarheid en loop mooi.